Goeiemôre kruiskietsmaats, dis vir my so lekker dat ek weer bietjie saam met julle kan kuier. Hoorie, ek weet nie van julle nie, maar hierdie week was vir my baie koud. Maar julle hoef mos nou nie oor dit te worry nie, want julle is mos nou op vakansie. Kom ons sluit gou ons oë en dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n oggend. Dankie dat ons nog meer kan leer oor U. Dankie dat ek kan vra U vir ons elkeen wysheid sal gee, ons geestelike ore sal oopmaak sodat ons die woord kan hoor wat U wil hê ons moet hoor. Amen. Nou, ek wil vir julle 'n storie vertel. Toe ek baie klein was, het ek per ongeluk weggeraak in 'n winkelsentrum. Ek was besig om inkopies te doen saam met my ouma of saam met my mamma. Ek kan nie onthou wat se dit was nie. Maar ek was besig om saam met hulle inkopies te doen. En toe ek om die hoek stap, toe is my mamma of my ouma weg. Heeltemal weg. En ek was verskriklik bang gewees. Ek het nie geweet waar hulle heen was nie. En toe ek net so om die hoekie gaan, toe sy gelukkig daar. Ek het begin wonder of ek nie vir sekuriteit moet gaan vertel dat ek iemand verloor het nie. Maar gelukkig het hulle my weer gekry. Ek weet nou nie of dit al met julle gebeur het nie. Maar dalk was jy al bang voor 'n toets. Dalk was jy al bietjie senuweeagtig voordat jy 'n game gehad het. Of dalk was jy bang vir die donker. Of selfs dat niemand met jou sal speel by die skool nie. So, ek wil hê ons moet bietjie ietsie lees in die Bybel. In Jesaja 43 vers 1 lees ons: Moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Jy behoort aan my. Jessie, daai is nou 'n baie lekker stukkie om te lees, hè? So, kom ons dink 'n bietjie. As God nou vir ons sê, hy ken jou op jou naam, beteken dit dan, hy ken jou. Hy ken jou persoonlik. Hy weet wat jou maak lag, hy weet wat jou hartseer maak, en hy weet wat jou bang maak. Maar, hoe lekker is dit nie, dat God nie net dink en net sê, hallo kind, nee, hy ken jou naam. Hy weet jou naam is Gemma, of Megan, of Armand, of Michael. Hy weet presies wat jou naam is. Hoe lekker is dit nie? Kom ons dink bietjie aan 'n skaapwagter. Ek weet nie of julle al 'n skaapwagter gesien het nie, maar daar is gewoonlik so baie skape wat 'n skaapwagter na moet kyk. En partykeer lyk van die skape dieselfde. En tog, as die skaapwagter een skaapie roep, dan kom hy na hom toe. Hy ken elkeen van sy skapies. En as 'n skapie verlore gaan, dan gaan soek hy vir hom. Hy weet presies wat 'n skapie dit is en dan gaan soek hy vir hom. Hoe mooi is dit nie? Nou, wanneer ons hierso lees dat God sê, jy is myne of jy behoort aan my, beteken dit nou nie, jy is net 'n speelding of net ietsie wat hy kan besit nie? Nee. Wat dit beteken is, dis soos jou gunsteling speelding. As jy dink aan jou gunsteling speelding of selfs jou gunsteling geskenk wat jy al ooit gekry het. Dis hoe God dink aan jou. Maar, kan ek vir jou geheim vertel? Hy dink nog meer van jou as jou gunsteling geskenk. Dis so baie hy jou lief het. En, as ons nou hoor, jy is myne, jy behoort aan my, dan hoef ek en jy nie meer alleen te voel nie. Want ons behoort aan God. Ons hoef nie om bang te wees nie, ons hoef nie om hartseer te wees nie, ons hoef ook nie om te wonder van of ons aan hom behoort of nie, want ons is syne. Nou, as jy dan partykeer bietjie bang voel, of partykeer sê jy hartseer, of partykeer weet jy nie wat om te doen nie, dan hoef jy net om te weet, God is by jou en hy het jou gekies. Hy ken jou. Nou, kom ons dink bietjie. As jy nou jou verbeelding gebruik, jy stap saam met pappa in 'n baie besige plek. Dit is so besig, daar's mense rondom jou. Dit is so loud.
Dink nou so, as pappa jou hand vashou, dan voel jy veilig. Dis nou nie asof alles anderste om jou verander het nie, maar die feit dat jy jou pappa se hand vashou, nou voel jy veilig. Dis presies wat God vir ons doen. Hy mag dalk nie jou omstandighede verander nie. Jy gaan dalk nog steeds jou game moet gaan speel en jou toets moet gaan skryf, maar hy is by jou, so jy kan maar veilig voel. Nou, ek wil graag hê julle moet 3 goed onthou van vandag. God ken jou naam. So wanneer ook al jy dink, Jessie, ek voel alleen, dan moet jy onthou, God ken jou by jou naam. Dan, God is baie lief vir jou. Dis nommer 2. Nommer 3, jy hoef nie om bang te wees nie, want jy behoort aan God. Nou, as jy bang is, moet jy net by jouself dink. God ken my naam. Ek behoort aan hom. Ek hoef nie om bang te wees nie. Hoe lekker is dit nie? Kom ons sluit gou ons oë. Liewe Jesus, dankie dat ons kan weet dat ons elkeen gekies is. Dankie dat ons elkeen weet dat U ons name ken. Dankie, liewe Jesus, dankie dat ons nie hoef om bang te wees nie, want U ken ons. Amen. Dit was so lekker om saam met julle te kuier hierdie week. Ons sien julle weer volgende week en bly lekker warm met hierdie vakansie. Bye!